weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Here, soos ons in die teenwoordigheid kom, ek ervaar net die teenwoordigheid in hierdie plek vanoggend. Ons is nie net geliefdes hier saam nie, ons is hier saam met die Here. Ons is hier saam met die Here. Ons is hier saam met Jesus. Ons is hier met die Heilige Gees wat kom om ons elkeen aan te raak vanmôre. En as jy vanoggend jou hart oopmaak, ons kom hier om vir Lisie eer te gee vanoggend. Ons kom hier om haar te onthou vir die beautiful mens wat sy is. Wat sy is, nie was nie, wat sy is. Wat sy is. Here, ons kom hier om u teenwoordigheid te vra. Ons kom hier, Here, om u te soek, om ons, u sê, lig my kop na die berge, en waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. En ek ervaar hier vanoggend, Here, ek ervaar hier, Here, soos wat hierdie sang gaan, om te sê, ek is nou in die hemel, en ek wil geen ander plek wees nie. Here, dat ons kan saamstem vanoggend, dat dit is waar Lisie is. Here, dat sy saggies in die hande toegevou is vanoggend, my God. En dat sy neerkyk op haar geliefdes en sê, I see you, I thank you. En dat Here Jesus, Vader, ek bid vanoggend dat u vir haar 'n beeld sal gee van haar geliefdes, wat haar so liefhet, Vader. Wat hier is vanoggend, om haar te acknowledge, om haar te erken, om te sê, you mattered in my life.
En ons roep die heiligheid aan vanoggend, Here, om teenwoordig te wees, Vader, om harte aan te raak vanoggend, Here, om harte te troos, om U teenwoordigheid sigbaar te maak, Here, because we are in your presence, and we are touched by you. We are touched by you, Lord Jesus. Here, soveel soos wat ons harte seer en stikkend is, omdat iemand so spesiaal verwyder is van hierdie aarde. So, Here, kom ons met dankbare harte, dat hierdie persoon by die herder is, dat hierdie persoon by Jesus is, dat die herder gekom het, om sy geliefde kudde te kom haal, en te vat in die hemel, waar sy wil wees, waar sy vry is, Here. Ons sê dankie, my God, ons eer U vir dit. Thank you that we are not alone. En ek vanoggend bid, Here, dat elke persoon wat hier sit, van die een tot die ander, van voor na agter, Here, dat hulle die teenwoordigheid so sal ervaar, en die liefde van God sal ervaar, because it's real, it's genuine, it's true. En as jy ons elkeen aan te raak vanoggend, dan sê die Here, dankie, 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 en amen, en amen. Kom maar saam staan. Hy ken julle liefde vir die sien. Annabel, en tyd Christopher. Hy weet wat julle harte deurgaan. Hy weet wat julle harte deurgaan. En ek wil vanoggend vir julle een ding sê, voordat ons gaan sit. It's okay. Ons gaan vanoggend praat oor hoe amazing Jessie was. En al wat ek van almal nog afgehoor het, is daai glimlag, daai strength, daai tenacity, daai deernis, dat ten spyte van die seer wat sy het in die lewe, she kept on keeping on. En dis okay om haar te mis. Dis okay, want sy was groot op hierdie aarde. Sy het 'n groot spasie gevul. En dis okay om haar te mis. En dis okay om jou tye te vat en te sê, vandag gaan ek my hart leeg maak en ek gaan weer hou. En ek gaan alles onthou en ek gaan dit uitpak en I'm going to memorize it and I'm going to honor her. Today is not the last honor. It's just the beginning of the honor wat ons sal gee.
Want sy is groot. Sy het groot lewe gevolg. Hier sit 'n kerk vol mense wat hier gekom het vandag om te sê, you make it. Ons gee om vir die familie. En die Here wil ek vandag vir julle sê, gee ook om. Gee ook om. Hy is saam met ons. Hy is saam met ons. Hy sê, I will never leave you or forsake you. En dit is reël. En die ene wat God vandag wil hê, wat hier moet gebeur, is hoor my hart. Ek praat met julle, my kinders. Hoor my hart. Ek praat met julle oor Lisie, oor die mens wat sy was. But she was mine. She was mine. She was mine. Ek het haar gevorm. Ek het haar geshape. Ek het haar liewer gehad as wat enige mens sal kan hê. En so het God elkeen van ons liewer as wat enige persoon in die wêreld jou kan lief hê. Koester dit, vertroos dit, that is real. That is real. Amen. Ek het net beautiful goed gehoor van Lisie. More than a conqueror. More than a conqueror. Ek het net hierdie goed vandag hoor. En wat ek aflei, jy kan nie deur so 'n challenging lewe gegaan het en sulke blymoedigheid handhaaf nie, unless jou krag van die Here afkom. En ons almal het challenges in hierdie wêreld, right? Ons almal het challenges. En nie een van ons is perfek nie. En God verwag nie van ons om perfek te wees nie, want hy is perfek. En ons sien die hemel, nie as gevolg van hoe goed en hoe great ons is nie, maar hoe groot sy genade vir ons is. So regardless, die foute wat ons maak, regardless die keuses wat ons maak, daar's een keuse wat jy maak. Die belangrikste keuse in die wêreld is jou keuse van God. Is your choice to say, I accept Jesus as my saligmaker. Want die hemel waarvan ons net nou gesing het, waarheen ek op pad is. Want God het nie net vir ons hierdie beautiful aarde gecreëer in Genesis in die begin nie. Hy het die hemel vir ons gecreëer. Die aarde, nee, is bleak and dark in comparison to dit wat in die hemel vir ons daag. In die eerste plek die grootheid en die goedheid daarvan. Maar meer belangrik, die teenwoordigheid van God. Nog belangrik, ons geliefdes wat daar is. Ons geliefdes wat daar is en waarheen ons wil gaan. Waar ons wil wees. Waar Lisie is. Waar jy is. Al gaan sien. So my challenge vir our kinders vanoggend is dit. Make sure you there. Make sure you there. En moenie worry as jy foute maak along the way. Just choose Jesus. And keep on seeking His face. Amen. Sommige maak foute. But choose Jesus and make sure we're there. My moeder is klaar op daar. Ek wil al wees. Ek wens ek kan nog so 'n bankie by haar sit in 'n parkie en met my hart met haar deel. Ek kan nie. Ek weet hoe julle voel. I know how ek voel. Maar een ding weet ek. I'm going. Daar gaan ek in 'n parkie met haar sit en gesels. That's what's going to happen. Ons is nog nie by die woord wat die Here vir julle gelos het vanmôre nie. Ons warm nog op. Ons warm nog op, want ons het 'n warm Here met 'n warm boodskap vir ons. Ons celebrate 'n life vanoggend, 'n beautiful life. Maar die Here het vir my woord gegee. En ek sê, Here, wat kom sê ek vir hierdie familie vandag? En die Here het vir my gesê, tell them. Tell them. Tell them. En ek sê, tell them what, God? En hy het vir my 3 goed gegee om vir julle te kom sê vanoggend. 3 goed. Ek gaan so 'n bietjie redelik hier my Bybel rondblaai, julle moet my vergewe. Maar ek kan nie die woord wat die Here vir my gegee het, nie vir julle kom gee vandag. En julle is nie hier omdat julle sonder dit wil huis toe gaan nie. Julle is hier want julle wil met dit huis toe gaan. Te hoor, ons het 'n lewe kom celebrate. But we also releasing this life into heaven. Ek hou vas aan dit in my hart en my wese en my binneste. Because I loved her. Maar ek moet ook 'n release in die hemel sê, ek laat dit gaan. Ek gaan nog steeds hartseer wees. En dis okay. But I'm releasing it. En die Here het 'n woord vir ons daaroor. En die eerste wat hy vir my gesê het is, I was there. Tell them, I was there. Sê vir hulle, sê vir my kinders,
was nie alleen. Jesus was with me. Hy was daar. En hy het vir my skrif gegee om dit te bevestig. Psalm 22 vers 4 tot 6. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in al my dae. Lisie is in die huis van die Here. Geen onheil het haar getref nie, want Jesus het vir my gesê om vir julle te sê, tell them I was there. Ek was daar. Ek het haar hand gevat. Ek was daar. Sy was nie alleen nie. Hy het ook Psalm 139 vers 1 tot 8 gaan ek ook vir julle lees. Here, U deurgrond en ken my. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met my. U is met al my weë goed bekend. Hy ken my weë. Hy is daarmee vertroud. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, ken dit geheel en al. Nog voor ek kan praat, is God klaar daar. U sluit my in van agter en van voor, en U hand is op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie bly nie. Waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed. Kyk, U is daar. Dis die vertroosting wat God vir my gegee het om vir julle te kom sê, wat hy sê, nie wat ek sê nie. Hy sê, tell them, I was there. Gee hulle daai 2 psalms, wat my teenwoordigheid bevestig. En wanneer jy ooit in 'n dag van wonder is, gaan kyk weer daarna, en weet verseker, sy was nie alleen nie. Die Here sê, tell them, I was there. Tell them, I was there. Die tweede ding wat die Here wil hê, ek moet vir julle vertel vanoggend. Tell them, there is an everlasting life. There is an everlasting life, and I am there. And I took her there. Dis die tweede ding wat die Here op my hart gelê het. Eerste is om vir julle te sê, hy was daar. En die tweede, net soos daai liedjie wat ons nog geluister het, wat ons inkom, die waarheid van die hemel. Die ewigheid, die ewige lewe is werklik. En Jesus is werklik. En Jesus het haar hand gevat en took her to the most beautiful place that we are yet to see. Amen. The most beautiful place that we are yet to see. Lê sy haar oor op hom. En is Jesus daar en het hy haar gevat. En ultimately was sy eerste syne. In die moederskoot, wie het haar daar gevorm? God het haar in die moederskoot gevorm. Voordat mamma haar kon in die wêreld inbring, het God haar gevorm. Klaar. Hy het sy asem in haar ingeblaas. Sy spirit is released in your spirit to be in unity met God. Hoe beautiful is dit? Nee. Kom ons kyk wat sy skrif het God vir ons gegee om dit te bevestig. Johannes 3 vers 16 tot 18. Ons ken Johannes so goed. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
Want God het sy seun in hierdie wêreld ingestuur. Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om hom te red, om ons te red. Jesus het nie gekom om ons te veroordeel nie. He came to save us. Hy het gekom sodat Lisie die ewige lewe kan hê. Hy het gekom sodat ek en jy ewige lewe kan hê en herenig kan word met daai mense vir wie ons so lief is, wat ons nie meer by ons het nie. And so that we can be in the presence of God Almighty all of our days. All of our days. Dis hoekom hy sy seun Jesus gestuur het. Dis hoekom hy vir ons sê, there is an everlasting life. Want hy sê daar, sodat jy die ewige lewe kan hê. Met ander woorde, hierdie wat ek hier agterlaat is tydelik. Dit wat na die Here toe gaan, is ewig. And it's going. Ons gaan nou by die laaste ding uitkom wat hy vir my gesê het om vir julle te sê. Vers 18. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Ek het vanmôre op pad hiernatoe 'n liedjie geluister, is op my profiel, wat gaan oor Jesus het die krag gehad om die weermag van die hemele te roep en te sê, save me, take me out of this place. En hy het nie. En hy kon 'n leerskare engele gekry het om te keer dat hy gevangene geneem is daai dag. Hy kon 'n leerskare engele gekry het om te keer dat hy gekruisig is. But he didn't. Why? Sodat die poorte na die ewige hemel oopgemaak kan word vir ons. Sodat ons kan weet, jy gaan vir mamma sien, en sy is in die hemel, en die hemel is regtig. Dis hoekom die Here sê, want so lief het hy die hemel, hy het die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat ons die ewigheid kan ingaan, want die ewigheid bestaan. En dis die boodskap wat die Here vir ons gee vanoggend. Tell them, there is an everlasting, and I am there, and I took her there. I took her there. Dit wat ek en jy nie weet hoe beautiful dit is nie, is klaar in Lisie se sig. Is klaar in Lisie se sig. Is klaar haar wêreld. Is klaar haar wêreld, sonder pyn, sonder verdrukking. Our God is good. Our God is good. Our God is good. Die volgende gaan ek vir julle in Engels lees. Dit was net vir my, ek wil dit vir julle in Engels lees. Dit is 2 Korintiërs 4 vers 4:14, 2 Korintiërs 4:14 tot 2 Korintiërs 5 vers 1. Dis die tweede skrif wat die Here vir my gegee het om te sê, I am everlasting. Because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us and also raise Lisie with Jesus and present us with you to himself. Omdat ons dit weet ons dat hy Lisie uit die wêreld uitgehaal het en vat hy hom saam met hom om hom te present aan die Vader saam met hom. Dat Jesus gaan, ek het hierdie beeld van Lisie wat sy so excited is, want sy sien die beautiful poort en Jesus is hier langs haar en sy is op pad en Jesus vat haar hand en hy sê kom, ek gaan jou aan my Vader voorstel en hy sê, Vader, dis Lisie van wie ek jou vertel het. Onthou jy toe ek vir haar gebid het, onthou jy toe ek vir haar ingetree het, do you remember when I interceded for her, this is Lisie. This is Lisie. Want dis hoe dit werk. Die drie enige God is 'n familie. Soos wat ons familie en vriende is hierso, wat omgee vir mekaar, wat saam is, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is 'n familie van liefde. God is love. En hy ontvang haar. En dis nie sprokiesverhaal of animation nie. Hy ontvang haar. En hy gaan stel haar voor aan die Vader, because he's introducing you and me to the Father. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Hy doen dit, sodat ons kan dankie sê. Hoe meer en meer mense weet van die Here, hoe meer mense glo, dis die ewige pad. Thanking God for his grace and his love for Lisie. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are washing away
jaar na jaar, toe ouer ek raak, kom ons agter, outwardly we are washing away, right? Yet, inwardly, we are being renewed. Inwardly is ons renewed, vars, reg vir die hemel. Inwardly. En waar kry ons daai krag? Waar het Lisie haar krag gekry? By Jesus. By Jesus. Elke challenge wat ons op die pad het, elke challenge is oorbrugbaar in Jesus Christus. Is oorbrugbaar in Jesus Christus. Dit maak nie saak wat op ons lyf gebeur nie. Dit maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. Inside, God is renewing your soul and your spirit. That's what He works with. Want hy sê, die buite gaan vergaan in die jaar wat kom. En die dag wat ons hemel toe gaan, kom. Maar dit wat ek geskep het aan die binnekant en die hele tyd besig is om te hernie, that is coming with me to the everlasting heaven. Amen. Therefore we do not lose heart. Okay, daar gelees. Though outwardly, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and our momentary troubles are achieving us in eternal glory that far outweighs them all. Al die challenges, ons pad na die Here toe, dit outweigh al die challenges wat ons het. Al die challenges wat op Lisie se pad was, is outweigh deur die liefde van die Here. Want dis wat sy is in die teenwoordigheid van God. Alles gaan weg. For we know that if we have the earthly tent, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human man, not built by human hands. Hoor julle dit? Hoor julle dit? As my liggaam vergaan, when the earthly tent I live in is destroyed, dan het ek 'n tuiste in die hemel, wat nie deur mense hande gebou is, wat oopgemaak is deur die liefde van Jesus Christus. En dit is die woord wat die Here wil hê ons moet hoor vanoggend. Twee goed, so ver, dat ek wil hê moet onthou, because He gave that message for this day. Tell them, number 1, I was there. Tell them, number 2, there is an everlasting, and I am there. And I took it. Die derde ding wat die Here nog gehad het, ons moet vanoggend met hulle deel. Hy sê, tell them about the soul. Dit is die derde ding. Ek moet vir julle vertel van die siel. Ek het 'n boek gelees, The Life of God in the Soul of Man. Wow. Weet jy waaroor dit gaan? The life of God, die sustainability van God en die siel van die mens. The life of God, the sustainability. Jy weet, ek is in packaging, so ek praat gereeld van sustainability. Jy weet, dit moet op papier wees, want dit is sustainable. Dit vergaan in die grond en dan plant ons weer bome en dan groei dit weer, etc. etc. The sustainability of God is like that, but more than that. Maak nie saak nie, waarheen ons gaan nie. God sustain ons. The life of man is, the soul of man is sustained by the life of God. Die lewe van God, die krag van God, sustain ons deur al die moeilike. En wat sustain dit? My siel, jou siel. Die mees belangrikste ding, en dit is nog 'n ding wat ek vir julle wil sê. Jy het nie 'n siel nie. Jy is 'n siel. Jy is 'n siel. Jy is so uniek, nee. Dis nie 'n siel wat jy gaan koop op 'n rak in 'n winkel en sê myne is lyk nie so op nie, ek gaan vir ander koop. Jy is 'n siel. Uniek soos wat God jou gevorm het daar in die baarmoeder. Uniek is daai siel. It's irreplaceable. And God loves your soul. En weet julle wat? Gaan hemel toe. Gaan hemel toe. Jou siel. So is dit belangrik dat ek weet wat my siel is. Ja, want my siel gaan hemel toe. Dit is die deel van die siel wat in die hemel is, verenig met die Vader, deur Jesus Christus. Daarom dat hy vir my gesê het, tell them about the soul. I want you to tell them about the soul. They have to know. They have to know. Spreuke 11 vers 30 praat van die vrug. Kom ons doen. Spreuke 11
11 vers 30 sê, en alhoewel ek hierdie noem, en ek gaan 2 skrifte gee wat die Here my gegee het met dit te share. Dit gaan daaroor om vir jou te sê die Bybel praat van die siel. Dat jy nie dink, ek het pastoor Manie sê altyd, as ons klaar gepreek het, gaan kyk of jy die waarheid vertel. Of wat jou Bybel nog gaan kyk of ons die waarheid vertel. Gaan kyk. Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. En hy wat siele win, is wys. So praat hy van siele. Maar hier is die ene wat julle nog beter ken. Kom ons gaan gou terug na Psalm 23. Gaan dit net lees. Hy verkoop my siel. Hy verkoop nie my liggaam nie. God het 'n geneeser, hy is Jehovah Rapha, genees. Maar hy verkoop my siel. Want ek het 'n siel. En hy verkoop my siel, want dit is die mees belangrikste ding, my siel. Dan wil ek ook vir julle sê, jou gees is nie jou siel nie. Want, en hoekom ek dit vir julle gaan sê, kom ek gaan gou na Hebreërs 14 toe. Net wat julle sien, ek hoef nie weer te. Hebreërs 4. Hebreërs 4 vers 12 tot 13. En hier is die rede hoekom ek vir julle sê, die siel en die gees is connected, but it's different. Hoekom sê ons so? Want Hebreërs 4 vers 12 tot 13 sê, laat ons dan ons beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard en dring deel tot die skeiding van siel en gees. Ok, so as siel en gees een ding is, waarom sal die woord van God dit skei? Hoor wat ek sê. Ek wil gehad het, julle moet net hoor wat die Here se hart is vir ons vanoggend. Listen and hear, he says, tell them about the soul. Daar's 'n rede hoekom hy wil hê ons moet hierdie ding van die siel verstaan. En die gees, net om dit duidelik te stel vir julle, die gees is daai krag in ons wat maak dat jy kragtige dinge doen. Dit word van gepraat as dunamis power. As die krag van die Heilige Gees oor jou kom, jy praat in tale of genesing, evangeliste doen genesing of enige iets soos dit, of jy kry 'n word of discernment, of as jy in die bediening is en die Gees van God salf jou in daai bediening. That's the spirit, connecting with the spirit. Maar die siel is iets anders. Die siel is jou hele wese. Die siel is ook nie die hart nie, die siel is ook nie die mind nie. Die siel kan gered wees, of die siel kan verlore wees. Scary. Die siel kan gered wees, of die siel kan verlore wees. En ek is amper aan die einde. Hou vas. The soul needs atonement. Dis 'n belangrike punt. The soul needs atonement. Atonement beteken at one with Jesus. Ek kan nie at one in Jesus wees net deur my menslike vlees nie, maar deur Jesus Christus, I become at one with God. And my soul comes into at one-ment, atonement, at one-ment with God. Maak dit sin? Ja, my siel kom at one-ment with God. En wat gebeur dan? Ons is beskerm. Ons is protected by Jesus, by the Holy Spirit, sodat ons daai ewigheid kan ingaan. Ek het nog 2 skriffies wat ek gaan nie vir julle wil lees. Voordat julle 1 Petrus 1 vers 22. Ek weet dis baie skrif. This is God's heart talking to you this morning. This is God's heart talking to you. Dis die Here wat sê, moenie onveranderd die uitgang vermoere nie. Moenie mis waar Lisie is nie. Sy is by my. Moenie dit mis nie. En hoor my hart vir elkeen van julle, want sy is klaar verenig met die skepper van die aarde en die redder van die wêreld. Sy is klaar verenig met hulle. She's there. 1 Peter 1 verse 22. Dit sê, as julle in gehoorsaamheid aan die ware
julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê in 'n rein hart. Hoor wat hy sê daar. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, Jesus, julle siele deur die Gees ongeveinsd gereinig het. Met ander woorde, ons siele moet gereinig word. We need Jesus' at-one-ment atonement. Dis wat ek geleer het, ons moet hoor, wat is die boodskap van die Here. En die volgende een is 1 Peter 2 vers 25. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en die opsiener van julle siele. Jesus is die herder van ons siele. Jesus is die opsiener van ons siele. Kan julle sien hoekom die siel so belangrik is? Ja, dis hoekom Jesus wil hê, ons moet vanoggend hoor wat hy sê van die siele. Matteus 11 vers 28 tot 29, ek gaan dit nie nou opsoek nie, ek gaan paraphrase vir julle. Die woord daar sê, kom na my almal wat swaar belas is, en ek sal vir julle siele rus gee. Ek paraphrase, Matteus 11 vers 28 tot 29. Die Here sê, my juk is sag. Kom na my toe as jy vermoeid en belas is, en ek gaan vir jou siel rus gee. Hy wil ons siele vertroetel, want ons siele gaan hemel toe. Elke persoon, en hierdie is iets wat vir my regtig amazing is om te besef. Dit is 'n eye-opener, dit is 'n ontwaking om te besef, elke persoon wat ons sien op die straat, elke persoon wat ons hier met mekaar op iets praat, is 'n siel, nie het 'n siel nie, is 'n siel. Elke liewe persoon wat al gelewe het op hierdie aarde in vlees, is 'n siel. En daai siel is ernstig. En daai keuse van waar daai siel heen gaan, is in ons hande. Maar elke een wat lewe vir wie God geskep het in die moederskoot en wat op hierdie aarde is, of was, of nog gaan wees, kom in hierdie wêreld in met 'n siel. En jy gaan uit hierdie wêreld uit met 'n siel. Net soos Lucy met haar siel verenig is met Jesus. Dis hoekom ek sê, dis okay om hartseer te wees. Want sy is nie meer nie, en daar's niks lekkerder as die mamma wat jou vashou, net om met haar te kan gesels oor wat het gebeur vandag, wat het gebeur gister, what am I thinking, what am I feeling, moet dit vir jou en jou kind te sien, om haar te sien en om te beleef, het my vertel, amazing, haar glimlach is altyd, regardless. En hoe sy glimlach maar ook 'n sterk wil hê. En sy het nog steeds 'n sterk wil in die lewe. So she is really made her to be. Daai siel is in die hemel. En ek en julle het 'n pad om te kies, om te sê, gaan ons eendag langs Lucy op 'n bank kan staan en met haar gesels. That's a choice we have to make. Die laaste wat ek vir julle wil lees, Psalm 26 vers 5 tot 8. My soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. He is my rock, He is my salvation, He is my defense. My soul waits for Him. Want as dit nie doen nie, is daar iets van my wat missing is. Want ek is geskep deur God. Ek is nie geskep deur die bose nie. Die bose kom om te kill, steal en destroy en my te probeer wegvat van die Here al wat my geskep het. But my soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. Amen. Amen. In God is my salvation and my glory. So vermoorde geliefdes, want ons is geliefdes. Ons is geliefdes. Vermoorde geliefdes, kom ek om vir julle te sê, die goed wat die Here vir ons gelaat het in hierdie boodskap. Lucy was nie alleen. Tell them I was there. Tell them I was there. Tell them that eternal life is everlasting
and I am there, and I took her there to be with me. En die derde ding, het hy vir my gesê, tell them about the soul. Tell them about the soul. Because that's what's going to return to me one day. So ek wil vandag vir julle sê, in afsluiting, kom ons honor, en dis wat ons ook nou gaan doen, ons gaan huldebryd lewe, aan 'n beautiful siel, wat God met ons gedeel het. A beautiful seal that God put on this earth om 'n indruk en 'n impak op lewens te maak. And we honor that. En ons sê dankie Here dat jy hierdie beautiful seal gecreate het. Dankie dat jy hierdie beautiful seal met ons gedeel het. Thank you that we can celebrate her life, her goodness, en wat sy vir ons elkeen beteken het. En dankie Here dat sy nie alleen was nie en dat sy met U is. Amen. En dat hy vir ons nalaat om te sê, come to me my children, I await you one day. I await you one day. Be sure you come to me. Amen. Ek wil afsluit en sê, Here, ons wil sê dankie vir God. Dankie Here vir die woord wat U vir ons kom oopbreek het vanmôre, Here Jesus. Here, dankie vir hierdie beautiful siel wat U op hierdie aarde geplaas het, Here, wat soveel voetspore gestap het, my God. Thank you, Lord Jesus, that we could partake in her life, Lord God. Thank you for the impact she made. Ons sê dankie, Here. Baie dankie dat U hierdie pragtige siel vir ons gedeel en gedeel het, Here. Dankie, Here, dat U haar koester aan U bors, my God. Dankie, Here, dat sy jubelend, vry en sonder pyn in U teenwoordigheid is, my God. Ons sê dankie. Dankie, Here Jesus, dat U met ons bemoeienis maak. Dat U ons ook nie alleen los nie, maar dat U vir ons vertroosting bring om te sê, you too matter to me. You too matter to me. Like Lissy did and Lissy does. You matter. Ons sê dankie, Here Jesus, en ons gee U al die eer, en ons sê dankie dat U aan die kruis gesterf het, dat ons hierdie ewigheidsboodskap kan hê. Al is ons harte seer, al is ons harte seer, en dis okay. Ons hoop is in die Here. Ons hoop is in die Here. Amen. So julle dankie en ja. Sy was baie klein toe sy kanker het. Ons het haar in hospitaal, sy was so 'n sterk mens gewees, baie sterk mens gewees. Ons het haar aanspreekings gegees, daar was nooit 'n traan. En sy het mense, dis kom al die mense en so sit. Lissy het met alle mense kon sy oor die weg kom. En daai smaal wat hulle sien, of sy nou swaar gekry het, of sy pyn gehad het, as jy by haar kom, het sy daai smaal. Sy was 'n baie goeie mens gewees, vir almal wat haar geken het. Sy sal nooit, even, ek het al daar gekom, dan is daar net sê, 'n halwe woord nie, 'n halwe woord. Dan klop iemand daar by die hek, dan vat sy daai halwe woord, en sy kan deel het, al het sy self niks gehad, en dan deel sy daai halwe woord, dan sê al die pa, jy het dan niks, sy sê, pa, maar wat ek gee, sal ander vir my ook weer teruggee, ek kry dit 10 dubbel terug. Sy was 'n kind wat altyd ook alles, en almal gewaarde het en goede. En ek vandag wil ek net dankie sê vir al hierdie mense wat hier so is, wat met Lissy te doen gehad het. Om te sê, en dankie sê vir my seun wat dit kon gemaak het om hierdie vandag so bijeenkomst by mekaar te kom vir ons gewen. En ek vir Ben hulle, vir daai, ek ben die name vergeet, van daai twee mense wat
van daar aan die agterkant sit, wat so goed na Christian. Ek het baie daar gekom dan het sy pakkies en goed gekry. Maar sy was altyd iemand, al het sy niks gehad nie, daar was altyd, sy het altyd 'n plan gemaak dat daar kos in haar huis is. En sy, dis hoekom sy so baie mense gehad het wat vir haar omgegee het. Want sy was 'n regte mens, soos haar sissies. Jy weet almal van hulle, sy het met alle mense oor die weg gekom. Of jy nou op die straat was of so, sy het die laaste stuk kos uit haar mond het, so sy gedeel het met jou. Sy was nooit beter as iemand anders. En daai smaak sal ek vergeet. Daai smaak al het sy hoestie gehad, sy het kanker gehad. Die laaste week toe ek al gesien het met my meisiekind, toe ek instap, sy is in pyn, Annabel weet, sy is in pyn gewees, maar sy het daai smaak gehad. Weet, sy het nooit gemaak dat sy haar pyn het sy vir haarself gehad. Dus hoekom ek sê, dankie aan al die mense wat hier so is. Baie dankie dat julle ook op tyd met haar saamgebring het. Baie dankie vir julle almal wat hier so is. Maar ek is baie lief vir julle gewees. Daai smaak sal ek nooit vergeet nie. Ek het hoeveel keer gekom, al kom ek net vir 10 minute, sê sy, ry ek verby, en dan sal sy vir haar maak. Dan sê sy vir haar maak, om net, al gaan julle nie geniet, ons net vir 10 minute doen, om sy net vir ons huil. En daai 10 minute het sy beste tyd, sy spandeer haar tyd met ons, as ons daar weggaan, dan weet ek, my kind is recht. Dus kom ek sê, daai smaak van niemand het baie kan vervat het, en wat sy is geweest. Ek wil eerstens my seun dat ek voorstel om die kruid te dank vir die hulp van die kruis. Ek het eintlik my kinders wat almal van hulle, ek het 'n groot klein kindse mamma ons leer die hulp vir die woord afgestaan het. Sy sê nou, prachtig gebed, dis net so maar net vir al my kinders, my kleinkinders sê baie dankie vir die liefde dat ek van hulle kon ontvang. En kan dis wel een persoon vergeet. Ek wil baie graag Paul sê dankie, en sy baie keer, want hy het nie Paul skool nie. Maar Paul sê, soos Paul sê, want is die een palkie noedels gehaald, iemand loop aan my en ek het baie palkie noedels gegeven. Ek het altijd nou gesien, en daar ek in Karel sit, hy soek so, wat op school kan al is, en dan spuk uit vir een voedelaar. Ek betaal hoe nou, ek kan nie wat terugdraai, en sê ek, en wat die sê, dit is nie die school nie. Maar ons school het nie. En dan, ook en kan nie daar achter sit. Ken jy nie my naam nie? Ek moet jy sê waar ek nie ken dat jy is om my kyk na Christian. Dan dankie vir wat jy dan gedaan het. Dankie vir my skoonfamilie wat ek kom het vandag. En ek nie sommer net om my vlag van bedrijf, moes ek jou nie allemaal uitwijs, want dat is allemaal die verdraag. Dus my ook nie dan natuurlijk de stad van Jezus op Jezus op nou is hy by sy stad siek. En nou luister jy die familie? Nee, ek het daar nie meer voor dat sy van die eerste kom. Maar dat het ons verstrekt sê, ook is lief vir ons allemaal weer hy die veilig. Dit is die verwinning, hy kom ons het op. Ons moet ook ons dit in doen as die. Dit is lief ons allemaal. We kan maar allemaal kyk na huis, maar daai kind het altyd aan so gaan. Saam met my huis dit nie. Dankie julle allemaal.
So vandag wil ek hê ons moet onthou dat sy net altyd wou gaan dans het en dat sy seker vir ons so 'n bietjie sal lag sodat ons hier vandag sit, want sy wou nie hê ons moet hartseer wees nie. Sy wou ook net hê ons moet dans en onthou met die goeie tye. So sy wou gehad het ons moes dans en sing en bly wees, dat sy nie meer in die pyn is, wat ons almal weet sy moes verdra nie. En ek is bly dat sy nou vry is, en ek dink dat aan die einde is dit net wat sy wou gehad het. En ek weet sy kon haarself sien soos wat ek al gesien het, want sy was my hele wêreld gewees. Ek hoop sy weet hoe lief ek en Annabel en Christian haar het. Sy het altyd geweet net wat om te sê. En ek hoop dat die plek wat aan haar hart was, 'n plek soos dit in myne. Dankie vir almal wat gekom het en almal wat involved was. Almal wat haar geken het en almal wat geweet het wie sy is. Dankie vir julle almal. Die belangrijkste deel is die herkenning van God. Die belangrijkste persoon zodat je kunt steeds van God die gelegenheid van mijn sessie wat ik ons gegeven. Ik was 6 jaar uit zich gediagnoseerd als met kanker. Dat was baie laat aan de moeilike tye. Waar die wêreld gesê het, sy sal dit nie maak nie, het sy dit verkeerd gelas. Waar die wêreld gesê het, sy sal die kinders hê, is dat die uitgekom. My sussie was liefde en sal altyd liefde wees. Dat geen deel van ons word afgelaat vandag. Met ons harte wat gebreek is, waar ons uitroep na die Hemel en sê, Vader, dankie. Dankie vir die geleentheid, dat ons familie mekaar kan kom en om vier. Liesie was nou die maklikste mens, maar sy die mooiste slaap gehad. Dit weer klank vandag na kinders. Abby, en het dank, mama sal altyd jullie spelen. Wat rekkies op vermoegenis word, dat sy even nooit vergeet. Sy is altyd nie waard te wees. En klein Christian, ek maak my oor toe en ek kyk terug na jou arms, waar ek altyd veilig gevoel het. Selfs al verander die wêreld, is jy my toegewig. Mama is gister, vandag en altyd by jou, die is jou my seun. En baie dankie Sam, integrity, funerals. Sam, altyd ons rots. Elendie, dankie vir jou geduld. Nico, altyd daar te wees. En my wonderlike pastoor, wat daar gekom het om uitdraag vandag. Het is so in die God, baie dankie vir wonderlike woord. En dit weer klank weer een keer in die Heilige Gees, as jy allemaal weer opmerk is als in ons Psalm 23. Psalm van David, waar God ons die stille waters lei, waar ons terug op die groen gras toe. En al loop ek die donkerste baie deur, sal nie daar wees. Sy belofte aan ons. Dat in die familie is, ons beklei. Ons sit vast, ons is nie altyd daar vir mekaar nie. Maar as iets gebeur, is ons soos rotslig in mekaar kom. En die ander op terug. Dat en jy het 'n wonderlike stukkie geskryf en ek graag met julle deel. She proved love wrong. You were a piece of home, a mother's heart, a sister's soul, a rock I thought would always be there. Love handed you battles, long before it should have. You carried a fight most people never saw. Doctors counted your chances. People prepared for the impossible. But you became the impossible. They said you may not live that life.
you did. They said you may never become a mother. You did. 3 times. Love came through you, and you provided a love warmth. With every breath, every laughter, every stubborn step forward, you were beautiful, not only in your face, not only in your eyes, but in the way you formed, in the way you loved, in the way you carried pain and still belong to us. Our family fight, we are stubborn. We break each other's hearts sometimes, but when the war turns cruel, we stand like stones around one another. You were one of those rocks, one of the reasons home felt like home. And now I sit here with all the words I didn't say. All the years that have passed, all the love you never left, even when distance got in the way. You deserve more than the pain life gave you. You deserve softer days, more time, more mornings, more years with the people that you love. But you are forever. God fought you for right until the end. Your last breath, and I hope that you knew. I hope somehow you always knew that you were loved, that you were admired, that you were not just someone we lost, but someone who would shape us. You were beautiful. You were fun. You were proof that the family and every thought I cannot stand beside you today. I will carry you with me in my blood, in my memories, in every part of me that refused to give up. Rest now before the heart. Thank you. My moeder het my gesê, as ek die woord moet staan, dat ek 'n kort en kragtig maak. Maar dat is so baie goed om te sê, ek weet nie of ek kan. Sy was, is en sal altyd my alles wees. Niemand sal ooit haar plek aanvat nie. Sy was die mees sagste, mees gelukkigste, mees liefdevolste rooikop wat ek ken. Maar is nou en dan wat die rooi uit haar uitklim. Maar nie te lang en dan voel sy sleg uit. Sy sê ja. Ek het my ma die meeste gryshare gegee soos almal weet. Maar toch kon sy nie klop, maar toch kon sy nie kwaad bly nie. Ek mis die gevoel van haar wat op my gestik. Die manier hoe sy beroep van sy kwaad is. Haar glimlach, haar lach en haar stem. Ek sal hom nooit vergeet nie. Ek vir haar carrière in die hospitaal, die oom wat langs haar lê. Het vir my dinsdag gesê, toe ek huis toe gaan en alles net verkeerd verloop. Miskien moes ek by haar bly. Ek is nie iemand wat briefies en speeches skryf nie. Maar sy was die lig van my lewe, my maan, die son in my bloem, die bolletjie in my bloemetjie. Jy is sak, mama. Ek is baie lief vir jou, en ek sal jou nooit kan vergeet nie. So ek speel vandag die diepte van my hart uit mama. En dankie, mama. Mama, can you hear me? Through the quiet tonight, I'm staring at the heavens and searching for your light. When you left, the world turned colder than stone. I learned how it feels to stand truly alone. They whispered I was nothing, said I'd never be strong. Turn my pain into proof that I'd
to the sky, where your love still lives on. From the dark of my past, a new soul is born. They try to break me, said I'd never fly high, but even broken wings still remember the sky. I walked through the fire, I survived every storm. Through tears and through pain, I was quietly reborn. Mama, look at me now, can you see? Said I was. After you, their words cut deeper than knives. Every failure I carry, they used to define. They said I was weak, said I'd never go far. Tried to dim every dream, tried to silence my heart. I cried in the night where nobody could see, begging heaven to send you back here to me. Your embrace, like the wind softly whispering, stand, rise, have faith. So I spoke to the sky, oh, where your love still lives on. From the ashes inside, a new soul was born. They tried to break me, said I'd never fly high, but even broken wings still remember the sky. I walked through the fire, I survived every storm. Through pain and through tears, I was quietly reborn. Mama, look at me now, can you see who I've become? Oh, I am everything you said I was. Mama, I made it, I'm stronger than before. Every chain that once held me lies broken on the floor. The girl they called worthless now stands in the light. The fear is gone, I learned how to fight. You were the only one who saw who I could be. Now I see her too, living inside of me. They were wrong, Mama, you were right all along. Your little girl grew into the woman you saw. So I sing to the sky, where your love still lives on. From the pain of my past, a bright soul reborn. They tried to break me, said I'd never fly high, but even broken wings still remember the sky. I carry your love in every step that I take. You were my truth when the whole world was fake. Mama, look at me now. Your faith made me strong. I became the woman you knew all along. Die woord is duidelik, want stof is jy gemaak en dit stof sal jy vergeet. My sussie lê vandag in 'n boksie. Maar ons weet ons sien by die Here. Almal wat aan hom bedryf wil bring, asseblief vorentoe kom, paar blaasies wat ons al tussen neersit en tyd af na spandeer om afskeid van elkeen.
In a world where heroes come and go, where God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must lead another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing I'm just jealous of the angels around the throne Dames en heren, as julle klaar julle totsiens gesê het, is julle meer as welkom om hier agter te beweeg vir die verversings. En dan kan ek net vir julle vra, die mense wat wel rook, om net vir ons buitekant die perseel te rook. tonight.